Gefokus. Hierdie is 'n nuwe YouTube se reeks waarmee ons begin. Ek is Dominee Petrus Kriel. Ek is die opsteller van die webwerf Evangelie Vandag. Ek is ook die opsteller van die YouTube gedeelte wat genoem word die Evangelie. Dit is 'n reeks waarin ons gaan kyk na die inhoud van die Evangelie en in 'n gespreksmanier dit vergelyk met die afgodsdiens van die moderne Christelikheid. Dit is eintlik 'n volledige geloofsonderrig met die naam die Evangelie. Ons gaan nou met 'n nuwe reeks begin wat genoem word Gefokus. In die protestantse kerke wêreldwyd word die inhoud van die geloof in die Here Jesus Christus vervang met afgodsdiens. Christus se naam word behou, alles in die Bybel word nog in naam behou, maar die inhoud word so getransformeer dat dit wat in die naam van die Here in die naam van die woord van God of die sakramente gedoen word, eintlik net afgodsdiens is. Gefokus gaan ons na 'n spesifieke situasie in die kerk kyk. Dis die protestantse kerke wêreldwyd wat besig is om seremonies weer terug te bring in die erediens en in die lewe van die lidmate. Die gereformeerde kerk het 'n belydenis oor seremoniële godsdienst. Dit word in artikel 25 van die Nederlandse geloofsbelydenis so gestel. Ons glo dat die seremonies en heenwysings van die wet met die koms van Christus opgehou en dat alle voorafskaduwing tot 'n einde gekom het. Die gebruik daarvan moet derhalwe onder die Christene afgeskaaf word. Om Christus te glo, moet die seremonies in die kerk afgeskaaf word. Dis die saak waarop ons gaan fokus. Ek gaan vir julle 'n gedeelte lees uit Kolossense 2 wat eintlik die teks is wat hierdie geloofsbelydenis aanhaal. Dit is Kolossense 2 en ek lees vir u vers 17, 16 en 17. Daarom moet julle nie dat iemand vir julle voorskryf wat julle moet eet of drink, of dat julle die jaarlikse feeste, of die nuwe maand, of die Sabbatdag moet vier nie. Christene moenie die Sabbatdag vier nie. Dit alles, hierdie seremonies, is maar net die skaduwee van wat sou kom. Die werklikheid is Christus. Daar kry jy die hele saak van seremoniële godsdienst en regte godsdienst. Ek wil graag vir julle begin met 'n voorbeeld, 'n woord of kers. Kom ons kyk 'n bietjie. As ons die Bybel oopmaak, dan maak ons die Bybel oop met die geloof en dis die woord van die Here. En ons lees dit met die geloof, die Here openbaar homself en die Here is met ons besig deur sy woord. Daarom raak ons stil en ons luister met eerbied en ons lees met eerbied. Kom ons doen dit. Ek lees vir julle 'n gedeelte uit Romeine 8. Soos daar geskrywe staan, wat sal ons van die liefde van Christus skei? Swaar kry of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard. Soos daar geskrywe staan, ter wille van u word ons die hele dag aan die dood uitgelewer, word ons as slagskape beskou. Maar in dit alles is ons selfs meer as oorwinnaars deur hom wat sy liefde aan ons bewys het. Ek is immer daarvan oortuig dat nog dood, nog lewe, nog engele, nog magte, nog teenswoorde, nog toekomstige gebeure, nog kragte, nog hoogte, nog diepte, nog enigiets anders in die skepping, ons sal kan skei van die liefde van God in Christus Jesus ons Here. Ons het met die geloof gelees die woord van die Here. Ons het met die geloof geluister en die Here het hierdie woorde en hierdie woord gebruik om ons aan te spreek. As die Here ons so aanspreek, dan voel ons dit. Mens voel die woord van die Here. Jy voel, ek is geborge teen gevaar, naaktheid of swaard. Ons voel die verbintenis met God se liefde, want hy sê dit vir ons deur sy woord, en dan begryp ons dit. As God deur sy woord praat, dan voel ons, en ons begryp, en dan begin ons dit oordink. Want die Here werk self deur sy woord met ons, terwyl ons lees, luister en geloof
dit aanvaar. Kom ons vergelyk dit nou met seremoniële godsdienst. Wat gebeur as ons die volgende in 'n erediens of in 'n geestelike byeenkoms of een of ander plekie doen? Dit gebeur deesdae baie. Die dominee kom in die erediens in of hy klim van die kansel af, en daar staan 'n kers, deesdae die kers se naam, hulle noem hom partykeer sommer die Jesuskers, en dan doen die dominee die volgende as 'n geestelike handeling binne in die erediens. En terwyl die dominee dan hierdie kers opsteek as 'n geestelike geleentheid of seremonie, moet mense so sit en wag. Met stille eerbied, met afwagting en met geloof, dat hier gebeur nou 'n diep geestelike ding. Die vraag is, wat doen God met 'n kers? Wat doen God met 'n kers wat opgesteek word? Wat doen God met 'n kersliggie? Die antwoord is absoluut niks. As die Here ons in sy woord sê, niks kan jou skei van my liefde nie, dan voel ons dit, ons begryp dit, ons oordink dit. Maar as ons so na 'n kers moet kyk wat die dominee opgesteek het, wat voel jy? Wat begryp jy? Wat kan jy oordink? En dan word dit voorgehou as 'n geestelike belewenis. 'n Kers wat 'n geestelike belewenis is, in 'n erediens en 'n geestelike situasie. Van wat? God praat nie, God gebruik dit nie, God doen niks nie. Wat beleef jy? Hierdie geestelike ervaring, wat is dit? Dis niks. Wat voel jy? Niks. Jy kan niks van God voel. Maar daar word vir jou met 'n geestelike spirituele houding geleer om met dieselfde verwagting, dieselfde verwondering, dieselfde geloof en afwagting iets te wil beleef in 'n kersie wat brand. En dit is seremoniële godsdienst. Jy moet afgodsdienst is 'n geestelike belewenis van niks. Die gebeur niks tussen my en God met die kerk. En afgodsdienst is bedoel om jou niks te laat wees. Jy moet stil sit en niks wees en vergelyk dit nou. Hierdie stil sit en niks wees, vergelyk dit nou met, kom ons wees stil, kom ons luister, niks kan my skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus is. Dit kan nie leeg wees nie, dit kan nie niks wees nie, ek voel dit, ek voel die geborgenheid, ek begryp die sekuriteit en ek oordink dit vir my hele lewe. Gefokus is 'n reeks wat ons die volgende gaan doen. Ons gaan kyk na die godsdienst wat die Here in ons harte skep deur sy woord teenoor die nuwe seremonies van die Christelike, moderne Christelikheid in die protestantse kerk. Dit wat afgeskaf moes gewees het, weggevat moes gewees het, wat nie meer in die geloof en erediens mag wees, dit word nou deur dominees wat spirituele ereleiers is, teruggebring. Gefokus gaan ons kyk na die verskil tussen die woord en geloof en seremonies en niks. Baie dankie.